Goeiemiddag en baie welkom by 'n verdere aflewering in ons Q&A reeks. 'n Kliënt sê nou die dag vir my of hy vra eintlik dat hy in die Engelse pers gelees het van banke wat bevoordeel word in tye wanneer rentekoerse opwaarts neig as gevolg van die endowment principle. Nou wat dit in kort beteken is dat banke maak dikwels deposito's teen 'n fixed rate of 'n vaste koers en nie teen 'n variable rate of 'n koers wat opgaan soos wat rentekoerse sou opwaarts beweeg nie. Met ander woorde, as ons nou dink hoe werk 'n bank? 'n Bank werk deurdat hy deposito's inneem, hy betaal vir die deposante byvoorbeeld 6% en dan vat hy daai geld en hy leen dit uit vir my en vir jou teen 10% om 'n kar te gaan koop. So daar's 'n 4% wins, vergeet nou van kostes, wat hy effektief maak op die deposito wat hy ingeneem het. Nou indien die deposito teen 'n vaste koers gestruktureer sou wees en dit sou byvoorbeeld 'n 12 maande deposito wees en die Reservebank sou die koerse laat opgaan, dan beteken dit mos nou dat hy het kapitaal bekom teen 6% en in steede van om nog teen 10% die kapitaal uit te leen vir my en vir jou om 'n kar te koop, kan hy weens die opwaartse neiging van koerse dit nou teen 12% doen. Dan is die bank mos nou in 'n beter situasie alhoewel die koerse opgegaan het. Nou uiteraard is dit nie 'n situasie wat onbeperk net kan voortgaan nie. Daar gaan 'n punt bereik word wanneer hierdie goedkoop deposito's natuurlik nou afgelos moet word of terugbetaal moet word en dan sal die bank natuurlik nou weer teen die huidige koerse wat op daai stadium van krag is, deposito's moet inneem. Right, so dit is wat die endowment principle beteken. Ek probeer natuurlik nou nie hierdeur sê dat wag totdat ons verwag koerse gaan opgaan en belê dan in bankaandele nie. Dit is een van die faktore wat 'n impak kan hê in tye van veranderlike rentekoerse op die aandeleprys van 'n bankaandeel. Tot 'n volgende keer, totsiens.